verkeerde wijze. Het is lekker vir my om te weet dat tegnologie gaan ons nie keer nie. Ons kon nog heerlik gesing het. Alle eer aan die Here. Nou soos Kobus gesê het, ons kom aan die einde van 2 Tessalonisense. Wat 'n voorreg om deur die boek te kon gestap het. En wat die Here vir ons leer. Ek weet, as mens nie gewoond is daar nie, dink mens daar's herhalings. En eintlik is daar nie, as mens deur 'n brief werk. Ek dink mens kan dink aan die logika as jy 'n brief sou skryf. Daar's maar 'n orde waardeur jy loop. Jy kom by 'n punt uit op die ouend en alles wat jy wil sê jy in 'n brief. En dis wat Paulus hier gedoen het. Hy het 'n brief geskryf en alles vloei in 'n rigting. Ons groei saam. Daar was baie onderwerpe wat hier uitgekom het. En bid saam met my vir die volgende reeks wat heel waarskynlik eers Januarie of dalk eers Februarie gaan gebeur. En daar's 3 boeke wat die Here op my hart gelê het. Ek weet nog nie watter die eerste gaan wees nie. Daarom moet julle saam met my bid. Ek wil kyk na die boek Habakuk, na ook die boek Maleagi en ook na die 7 briewe van Openbaring. So bid dat die Here vir my wysheid sal gee om die regte boeke en die regte preke voor te berei tot sy eer. Goed, kom ons lees net die laaste verse. Dit is nou 'n afsluiting van die brief, maar daar is soveel inligting en ek is regtig opgewonde. Ek het gister vir die kerkraad of eergister geskryf dat ek is met alles wat gebeur het, is ek opgewonde om hierdie laaste gedeelte te hanteer. Maar dit is so interessant, jy kom partykeer by 'n gedeelte en jy dink, wat is daar werklik wat ons nie weet nie? En wat se inligting is daar om 'n preek saam te stel op die ou end? Is daar soveel wat ek nog by wou gesê het, wat die Here op my hart gelê het, maar jy kan nie, maar ek glo dis wat die Here wil hê op die ou end, wat hier is, waarna ons gaan kyk. En dit is 2 Tessalonisense 3 vanaf vers 16,
En mag hy, dis nou die Here van die vrede, kyk hoe beskryf die Bybel hom, hy is die Here van die vrede, julle altyd vrede gee, op allerlei wyse, so dis 'n onbeperkte vrede, wat die Here vir ons wil gee, en vrede is baie belangrik, mag die Here met julle almal wees. Die groete van Paulus, met my eie hand, wat 'n teken is, in elke brief, so skryf ek. Wat hy eintlik sê is, ek skryf die woorde, wat die Here vir my gee het om te skryf, want die hele Bybel is deur God ingegee, en hy het hulle gesê wat om te skryf. So die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Kom ons hoor nou wat die Here vir ons gaan sê, as ons nog 'n lied saam sing. Ek wil net herinner dat as ek die gebedsversoeke deur die week uitstuur, ek kry nie altyd noodwendig terugvoer oor hoe dit met mense gaan nie, maar ons moet aanhou bid, ons volhard om te bid. Dis vreeslik al buite om in situasies te wees, maar hoe wonderlik om te weet, daar's gebedsondersteuning. En laat ons regtig die Here vertrou dat hy met hulle sal gaan, maar ek wil een uitlig vanmôre, en dis nie net om iemand uit te lig nie, maar is om 'n situasie uit te lig van Koekie. Weet julle, sy kry verskriklik swaar. Sy is elke dag wat sy gaan moet vir bestraling, haar hele liggaam is uitgemergel, en as jy nou kyk, dan sien jy vrede. Dit lyk nie asof dit wat op haar gesig uitstraal in haar liggaam aangaan nie. Dit bots eintlik, haar liggaam bots teen dit wat sy uitstraal, maar sy het soveel vrede in die Here, maar dit is 'n harde pad wat sy stap, so, daar's baie ander waarvoor ons moet bid, wat ook baie belangrik is, maar asseblief moenie dit vir Koekie vergeet nie, is regtig 'n lang pad wat sy stap. So kom ons gaan na die Here in gebed as ons saam bid. Heilige Here, drie-enige God, van Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here dat ons hier saam gevoeg is, en later ook hulle wat kan luister na die uitsending, deur U wat ons saamgevoeg het. Here, voorwaar is daar niks wat U werk kan keer nie. Daar is niks en niemand, Here, wat ooit kan keer dat U woord uitgaan nie. En selfs, Here, die preke wat gepreek word en die woorde wat deur mense gespreek word teenoor ander oor die waarheid van die woord, sal nooit leeg terugkeer nie.
En dis die belofte en die hoop wat ons het vanmôre ook, as ons na hierdie preek gaan luister. Here, U het dit gestuur en U die Heilige Gees gegee, om hierdie woorde in ons harte te laat leef, en om uitvoering te gee, en om in ons harte heelhartigheid saam te gaan met dit wat U vir ons gee, om met hoop gevul te word, dat wat ook al op hierdie aarde gebeur, daar's niks wat verander, Here, met die voorbereiding van U koms nie. Daar's niks wat verander met die doelwit wat U het op aarde nie. En hoe wonderlik om te weet, Here, dat die einde is nie 'n einde nie, maar ewigdurende heerlikheid saam met U. En ek wil vanmôre kom pleit vir bekerings. Ek wil kom pleit vir mense wat geestelik vervlou het, dat U deur die genade hulle sal opwek. Here, dit is nie speletjies nie, hierdie dinge is nie maar net vir een dag nie, dis vir nou. U kan vandag kom, dan sal nie tyd om reg te maak nie. En terwyl U vir ons die geleentheid gee, om met U 'n verhouding te stap, Here, die duiwel met aanloklikhede in die wêreld en besige programme wil ons demp in ons verhouding met U. Daar's soveel mense wat kom met redenasies van menslike aard, wat net so, Here, die krag van die waarheid van die woord wil blus. Maar help vir ons, Here, dat ons sal vashou aan die woord, dit sal bly bestudeer, dat ons voortdurend in gebed sal vashou, want Here, by U is ons veilig. Ons bid, Here, vir al die ou dinge wat gebeur het met hierdie weerlig. U is groter as daai weerlig. U is groter as die versekering. En ek pleit vanmôre, Here, kom doen 'n groot werk. Want Here, dit is nie vir selfsugtigheid dat ons net kan spog met alles wat werk en goeie instrumente het en dinge om te funksioneer as 'n kerk nie, maar Here, dis vir U heerlikheid. Dis vir die uitbreiding van U woord. Dis, Here, sodat U woord meer en meer buite ook opgetel kan word en geluister kan word wat U wil sê. Kom doen 'n groot werk en ons sal U aanbid en dankie sê. En Here, dankie dat ons vanmôre ook in besonder kan bid vir Susan wat nou huis toe is. En Here, wil U naby haar wees om haar vas te hou en haar aan te raak. En Here, dat sy sal weet U is by haar om haar nou deur te dra. En ook vir Koekie in besonder, Here, dat sy nie so mismoedig sal word en dat die las vir haar nie te swaar sal word nie, want U het gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. En as ek na haar gesig kyk, dan glo ek, Here, sy bely dit. Help vir ons almal, Here, en almal wat siek is, wat aansterk, wat operasies moet kry. Wees met elkeen en ag, Here, raak elke ene aan ook, met die kragtige werking van 'n goddelike aanraking. Maar nou, Here, help ons om te verstaan, help ons om te luister. Help vir ons, Here, dat niks ons aandag sal aftrek vir oggend nie. Maar Here, dat ons ingeskakel sal wees in die woord, deur die kragtige werking van U Gees. Kom doen dan dit, Here, waartoe U ons geroep het vir oggend, as ons dit vra en pleit in U kosbare naam. Amen. Julle maar verskoon as ek kort die mekaar raak, want my hand wil nou net op die touchscreen werk, wat ek nou nie voor my het vir oggend nie, maar die preek is hier. En dank aan die Here hoe hy dit gewerk het ook. Nou Paulus het hier 'n seënbede wat hy uitgespreek het hier in die gemeente. En ek wil ons moet nooit vergeet nie, dat net soos die seënspreek wat ek aan die einde van 'n preek uitspreek, is nie maar net om 'n kerk af te sluit nie, is nie net woorde nie. Dis eintlik 'n bede tot God, wat ons hierdie seën wat ek uitspreek
wat Paulus hier skryf, is dit eintlik 'n gebed tot God, om te vra, dat hy sal doen dit wat hy self beloof, deur sy woord, want onthou, hierdie brief is deur God geïnspireer, ingegee, so dis nie Paulus per se van saak wat kom as 'n mens om dit te gee vir 'n gemeente, om hulle te bemoedig nie, dis woorde van God, wat hy net neem en gee, uit 'n menslike oogpunt, uit 'n menslike manier om dit uit te gee. Nou is baie interessant en opmerklik as ons kom by die slot van hierdie 2 briewe, hoe dat Paulus met al sy uitdagings en vermaninge wat hy deur die brief gehandhaaf het en vir die gemeente gesê het, om hulle aan te moedig om die pad te stap en seker te maak dat al die negativiteit en aanslag wat van die kant af kom, hulle nie van die waarheid sal laat afdwing nie. In 'n sekere sin het hierdie opgewondenheid gisterand my man sommer 'n vuur gegee in my binneste toe ek geluister het na iemand wat kritiek lewer oor hierdie ouens wat verander het in hulle teologiese denke, van die waarheid afgeval het, wat nou sê, daar is nie meer 'n duiwel nie, die Here het nie opgestaan nie, daar was iets soos 'n liggaamlike geboorte nie, en dan gee hy nou tekste om die teendeel te bewys, en dis mense wat geleerd is, wat by universiteite opgetree het, wat studente van teologie geleer het, wat totaal van die bus afgeval het. En een van hulle, ek kan nie sy naam onthou nou nie, wat hy gesê het, is dit sy geloofsiening gewees, tot en met sy dood, daar is nie 'n Christus nie. Wat 'n ontdekking, wat 'n geweldige oomblik, as hy sy oopmaak, en hy besef, hy het in valsheid teruggeval, en die Here verwerp. Nou, te midde van al die uitdagings en vermaninge wat hy in die brief gegee het, kom hy met 'n rustige en vredevolle seënbede wat hy vir hierdie gemeente pleit, wat ek ook as verteenwoordiger vanmôre van die Here wat hierdie preek aanbetref, ook kan pleit vir die Here, vir ons as gemeente, vir elkeen wat nou luister ook, of wat later gaan luister, vir 'n vredevolle seën in die teenwoordigheid van die Here. En geliefdes, ons het nodig om in hierdie rowwe wêreld by tye bemoedig te word, en ek altyd bemoedig te word, want alle omstandighede wat hard is vir ons, weet ons, dis moeilik om perspektief te hou in jou verhouding met die Here in jou geloof. Want alles wat teen jou werk, wil jou ontneem van vrede en vreugde. In hierdie gemeente sien ons die dreigende verdeeldheid wat hier gekom het, en ook die skering wat kan kom. Onthou ons het so 2 preke terug, vir preek terug kan nie onthou nie, gepraat van die leegleers, en mense wat dit moeilik gemaak het in die gemeente, wat wil skering bring, omdat hulle 'n verkeerde element inbring, in mense druk op hulle plaas, omdat hulle lui is, om hulle brood en botter te verdien. So, daar's ander dinge ook, waarom ook maar spanning in die gemeente was. En Paulus moes hier teen gewaarsku het. Maar nou kom hy en hy bemoedig almal, want weet julle, daar's baie mense wat die duiwel misbruik en gebruik, ook in die kerke. En hulle besef nie altyd wat hulle doen nie, want die duiwel maak nie alles bekend nie. Hy kom met valshede en hy probeer hulle te beroof van die waarheid, om met logika in te kyk in omstandighede en in dinge, en dan maak dit skade in 'n gemeente. So is dit nie maar die loop van hierdie lewe nie. Daar's altyd diegene wat skouer aan die wiel wil sit, en daar's ander wat kritiek het, en wat terugsit, en nie bekommerd is nie, en op die ouend, wie kry skade? Nie eerstens die gemeente nie, die Here. Dis sy werk. Ons veg vanmôre om alles te laat werk hier, sodat dinge net kan vlot gaan, want dit is vir die Here.
Nie sodat ons as mense nou kan terugsit en ons het nou, alles werk nou goed nie. Dit gaan vir die Here, sy woord moet uitgaan. En daarvoor dank ek die Here vir wysheid en vir vermoëns wat hy vir ons gee, dat as daar hindernisse kom, dat ons kan hom kyk en weet, ons gaan deur dit, daar's niks wat ons gaan keer, om sy woord uit te bring nie. Kom ons kyk eers dan na wat hy hiervan praat, en dit is dat Christus is die bron self van vrede. So die vrede wat hy hier bid vir die gemeente, is nie maar net 'n vrede, wat ek en jy kan definieer om te sê, dis hoe ons dink is vrede nie. Die vrede wat hy bring, is Christus self, hy is die vrede. En hy wil sê, ek gee eintlik vir julle Christus, die beste vrede, die volmaakste vrede, goddelike vrede, is ek wat ek vir julle bid. Nou, julle ken die spreekwoord wat sê, jy hoor dit uit die perd se bek. En ons almal weet wat dit beteken. Nou, Paulus het dit self geskryf, en is die Here wat dit is, wat dit vir ons gee, en dis die eerste rangse plek van waar ons dit kry, naamlik van hom af, vir sy kinders, vir sy kerk. Nou komende van die Here, dra dit dus goddelike waarde, en moet ons dit nooit onderskat nie. Nou, hier is twee baie belangrike aspekte oor Christus se vrede. Eerste, kyk ons na Christus se mandaat. Matteus 28:18, welbekende marsbevel, wat net voor vers 19 is, wat ons so goed ken, en ook hierdie een wat sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So deur sy kruisdood het hy oorwin en hy het gekry alle mag en gesag wat hy het. So as hy sê, ek gee julle vrede, is dit komende van 'n heilige drie-enige God. Dan sien ons die kwaliteit van sy vrede in Johannes 14 vers 27. Toe hy gesê het, net voordat hy hemel toe gevaar het, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. En dan veral hierdie woorde wat ons moet onthou, dit is ons anker in hierdie uitspraak wat die Here gee. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek het nou by die nagmaalsdiens die laaste keer ook hier gepraat dat Christus, een van die dinge wat hy in die kruis kon doen het, is dat hy vrees kom wegneem het, omdat ons vaste hoop in hom het. Ons is bang vir die dood, maar ons het nie vrees vir die dood wat daardeur kan gebeur nie, as sy kinders nie. Nou, as die Here dan vir ons die vrede gee, wil hy hê ons moet hom vertrou, dat sy vrede volmaak is en onbeperk is. Dis wat ons in hierdie teks ook leer. Nou, Johannes 16 vers 33 sê ook vir ons, dit het ek vir julle gesê. Wat het hy vir hulle gesê? Hy het vir die disippels gepraat. Julle sal onthou op die bergpredikasie, het hy met hulle gepreek, hy het hulle inligting gegee, hy het die evangelie gedeel, hy het hulle hoop gegee, gesê waarom om vas te hou. En dit is ons hoop, die waarheid van die Bybel. En hoe meer jy Bybel lees, hoe meer hoop sal jy hê, omdat ons anker in die Bybel lê. Dan sê hy het dit gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Realiteit. In die wêreld sal kom, en die algemene dinge sal gebeur, die weerlig sal dinge uitslaan. Maar ons moenie moed verloor en ontstel word daardeur nie. Hy sê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Christus is die oorwinnaar oor alles. Die duiwel is soos 'n brullende leeu, en hy kan nie teenwerk dit wat die Here wil doen nie. So die Here verwys hier na sy lering uit die skrifte, as hy sê, dit het ek vir julle gesê, sodat julle vrede kan hê.
Met ander woorde, geliefdes, hoe meer jy dan die Bybel lees, dan hoor jy wat sê die Here, en jy doen dit nie om kennis net alleen in te win nie. Jy sê dit ook om die beloftes te kan beleef, en jou anker word sterker, jou geloof word sterker, hoe meer jy Bybel lees. Ek het gisterand, was ek maar 'n bietjie negatief oor alles wat gebeur het. En dit is asof die Here vir my gesê, maar wat sê hierdie teks byvoorbeeld? Dis nie wat ek het nie hierdie teks voor my gehad nie, of daar gedink nie. Ek het maar net gedink aan die Bybel. En ek gaan maak die Bybel oop en ek gaan lees die Bybel. Weet julle, my uitkyk, my denk het totaal verander daai oomblik. En die krag van die woord, wat die Here vir my gehelp het, ek het net 3 hoofstukke gelees, en wat 'n ommeswaai, toe besef ek net weer, dat as ons die woord nalat, dan laat ons na, dat ons geestelike verryking verloor, en ons krag word gedemp, ons verhouding met die Here word gedemp. Ware vrede is dus gesetel in Christus, en dit wat hy vir ons gee. En ons moet onthou, as ons Christus sien, met ons sien die een aan die kruis, wat dood is, wat gemartel is, wat opgestaan het uit die doodheid en wat oorwin is. Wat sy liefde daardeur, wat God sy liefde deur hom bewys het. So dit kom met 'n groot liefde na ons toe, hierdie vrede. 'n Hart wat omgee, wat sy lewe gegee het, dat ek en jy 'n ewige lewe kan hê. Luister hoe beskryf die profeet Jesaja dit oor die Here in Jesaja 9 vers 5 en 6. En ons gaan eendag Kersfees herdenk, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Dis wat geprofeteer is wat met die kruis gaan gebeur. Hy die heerskappy het hy ontvang deur sy oorwinning wat hy deur sy Vader gehoorsaam was. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So hy is die vors van vrede. Hy is die koning van vrede. Hy is die vrede homself, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ek en jy moet versigtig wees vir emosie. Want emosie beïnvloed my geloof in wat die Here sê. Met ander woorde, as ek dit kan omdraai, ek mag dalk bekommerd voel, ek mag dalk deur emosie beweeg word, maar my geloof sê, dit kan nie verander wat die Here sê nie. So al ervaar ek nie 'n werklike vrede in my hart nie, ek het dit, want ek is in hom en hy is in my, en hy het dit beloof. Met ander woorde, as die Here sê, sy vrede gee hy vir ons, en dit wat die teks vir ons alles sê, van alle kante, van alle hoeke, van alle tye, dit sluit in, dis alle toestande, en satisfaksie, en vertroue in die Here, selfversekering, geloof wat in Christus geanker is, en so kan ons aangaan. Al hierdie dinge van Christen wees, is dit wat ons vrede gee. So die Here gee juis sy woord met al sy belofte vir sy kinders, sodat ons oortuig kan wees van en sy vrede beleef. Die teks in Amos, Hosea Amos, wat sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis logies, geliefdes, hoe minder kennis jy het van die woord, hoe sterker en swakker geloof gaan jy hê. So baie keer bid ons sê, Here, gee my meer geloof. Ek wil wees soos daai een. Ek wil bid soos daai een. Maar dis nie hoe die Here dit vir ons wil gee nie. Hy wil vir ons gee dat ons in die woord, in die skrif, dit gaan ontdek. Ons is uniek. Ons elkeen is 'n koningskind.
En my en jou se tyd wat ons spandeer in die Bybel gaan bepaal hoeveel vrede en geloof sal ek hê op die ou end. Dis nie iets wat hy my net gaan gee en ek kan my agteroor sit nie. Met ander woorde, die evangelie van Jesus bring vir ons volle sekerheid en gemoedsrus. Onrus, bekommernis, twyfel is alles aspekte wat teen vrede inwerk. Maar ek was gisterand warm om die kiewe toe ek geluister het wat hierdie ou al skryf. Dan kan ek nie dink 'n man van normale, 'n mens van normale kennis wat eers die evangelie erken het en beskryf het, hoe kan so 'n persoon afvallig raak en dit ontken? Nou wat egter nou soveel waarde en omvangrykheid in hierdie vrede wat ons nou na kyk gee, is wat die teks verder sê van vers 16. En mag hy, die Here van die vrede, nou ons moet baie mooi kyk hoe beskryf die Bybel dit. Julle altyd. Nou ons moet nie dink daai altyd is beperk net tot goeie tye nie. Die altyd beteken letterlik altyd. Julle vrede gee op allerlei wyse. So maniere wat ons nie aan kan dink nie, die Here wil vir ons vrede gee. Hy wil hê ons moet vrede beleef. En ek en jy moet veg teen dinge wat ons vrede wil wegneem. En ons moet die Here vertrou en net meer en meer gaan lees. En daar's 'n waarborg. Niemand sal vir my sê as hy Bybel gelees het, dat hy twyfel sal voortbestaan nie. Of die vrede is nie meer daar nie. So Paulus se gebed vir die gemeente is onbeperk en ewigdurend bedoel. Al spreek mense dit in ons geval Sondag na Sondag uit, en selfs by ander tye, is steeds vir ewig bedoel. Maar ons moet in bewustheid bly. Ons moet dit dikwels van die Here vra, omdat ons in 'n lewende verhouding met hom leef. Die Here wil nie net een keer in ons redding iets doen, en dan moet ons maar voortleef in die hemel toe gaan nie. Nee, hy wil hom kragtig bewys in elke kind van hom. Net voordat ek hierdie deel afsluit, sien ons dat hierdie vredesuitspraak is eintlik ook 'n gebruik gewees reg deur Israel se lewe in hulle geskiedenis. Dis 'n uitspraak, 'n seënuitspraak. Ons ken die Engelse woord baie meer dalk of duideliker as 'n benediction. Numeri 6:23. Spreek met Aaron en sy seuns en sê: so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Nou hierdie is nie net by enkele geleenthede, dit moet word gebruik. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Nie jou gesondheid nie. Nie jou vaste werk nie. Dis alles goed wat die Here wel gee. Hy is die een wat dit gee. Hy is die een wat die vrede is. Geliefdes, dis veel wyer en veel dieper en baie meer betekenisvol as net woorde wat uitgespreek word. Kom ons kyk dan net na die lewende teenwoordigheid van Christus. Nou die Bybel leer ons dat God is alomteenwoordig. Hy is op elke plek, elke tyd, en die brein kan dit nie verklaar of verstaan nie. En ook sê die Bybel dat hy ons nooit sal begewe of verlaat nie. Dis wat hy beloof het. So ons moet onderskei, wat sê Paulus dan nou hier? As hy sê, mag die Here met julle almal wees. Hy is dan met ons. Hoekom bid ons vir ons kos? Ons is dan dankbaar. En al eet jy 5 keer op 'n dag, dan gaan jy 5 keer dankie sê. Hoekom? Uit erkenning, uit aanbidding, uit dankbaarheid
Jy wil voortdurend vir hom met hom praat en vir hom dankie sê. En daarom sê hy dit, mag die Here met julle almal wees. 'n bede wat hy wil hê, dit moet elke dag as ware uitgespreek word. Geliefdes, maar nou wil ek ook hê, ons moet baie mooi verstaan, en ek het nie werklik teks om dit hier te gee nie, ek dink ons sal verstaan, dis eintlik logika. Daar's 'n aktiewe en 'n passiewe teenwoordigheid van die Here in 'n kerk en in ons lewens. Luister na die gesprek wat die Here met Moses gehad het in Eksodus 33 vers 2 en 3. En die Here was kwaad vir die volk oor wat hulle gedoen het. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur. En die Kanaaniete, Amorite, Hetiete, Feresiete, Jewiete, Jebusiete verdrywe na 'n land wat oorloop van melk en honing. So hy gaan nog steeds doen wat hy gesê het. Want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word, as ek by jou sal wees as hardnekkig. Met ander woorde, geliefdes, wat ek hierna kyk is 'n beginsel wat die Here sê, as jy hardnekkig is en jy wil nie doen wat hy sê nie, hoe sal hy aktief in jou lewe kan werk? As jy maar in staat maak op 'n bekering in jou lewe en jy doen wat jy wil doen, hoe kan hy aktief besig wees? Hoe kan hy in hierdie gemeente aktief wees as ons hom nie erken as die sentraliteit van hierdie gemeente en die basis waarop ons bou nie? Ons sien iets hier in Paulus se lewe, dat daar is so iets dat God afwesig kan wees. Hy kan daar wees, maar hy's afwesig in sy aktiwiteit. Nou vir Moses was die teenwoordigheid van die Here ononderhandelbaar. Hy wou nie sonder die Here trek nie. Hoofstuk 33:15. Toe sê hy vir hom, dan oor Moses, as u nie self meegaan nie, laat ek dan nie hiervandaan optrek nie. Hy sien nie kans, Moses, dat hy alleen buiten die Here moet optrek nie. Geliefdes, ons kan nie hierdie gemeente bou as die Here nie saam met ons die pad stap nie. Dan sit 'n menslike instelling, maar net 'n organisasie. Die Here se aktiewe teenwoordigheid is van kardinale belang. Geen gemeente sal werklik geseënd wees sonder die erkenning van hom as die fondasie waarop jy bou nie. Hy mag dalk teenwoordig wees, en hy hoor diegene wat werklik tot hom roep, maar is sy reg om terug te staan en te weerhou as die mens nie wil nie. Daar's 'n ander teks wat eintlik vreesaanjaend is. En mens kan so maklik dink jy's besig met 'n godsdiens, maar jy's nie besig met die Here van die godsdiens nie. Lukas 6:46 sê, en wat noem julle my Here, Here, maar doen nie wat ek sê nie. Is so maklik om te sê, jy's kind van die Here, en jy sê vir die Here, help my, maar as jy bereid om tree te gee, as jy bereid om geloofsbesluite te waag in hom, die Here se aanbied van homself in ons lewens en in 'n gemeente is onbeperk. Maar as die mens wat hom toelaat of uitsluit. Ons kan die beste voornemens hê, die mees suksesvolste kerkraad, as mens dit so kan sê, as daar so iets kan bestaan. Ons kan al die prosesse en die regte rade en mense in hulle poste hê. Maar as die Here nie aktief is in dit alles nie, is alles te vergeefs. Geliefdes, dis my gebed, en ek glo dis julle gebed ook, dat die Here ons sal help, dat ons kan hom nie uitskuif nie. Ons moet leer in ons gesprekke, in ons beplanning, in ons besluite, wat is die wil van die Here? Wat sê die Here hiervan? En dan sien ons die geloofwaardigheid van Paulus,
as hy sê, skryf hier in sy eie hand. Weet jy, dit is eintlik sleg dat jy jouself moet indring of opdring teenoor iemand. Daar is soveel valse apostels gewees, dat Paulus moes gesê het, hoor, dit is my eie hand, ek het dit geskryf. En die mense weet, hy is lief vir Christus, so hy skryf Christus se woorde. Ons leef in 'n tyd wat tegnologie so maklik dinge kan vervals, en dinge kan namaak. Ek dink die meeste van julle het al seker gehoor van, ek dink dit is Photoshop. Ek het al foto's gesien wat so realisties lyk, maar jy kan sien, daar's gepeter met die foto. Dit is maklik om met tegnologie dinge te vervals. En ons weet natuurlik dat 'n handtekening, jou handtekeninge werk, ek weet nie hoe werk jy saam met die brein, ek ken dit nou nie, maar jy teken. En as jy geteken het, is dit wat jy voorteken, is dit jy. En die persoon wat dit kry by die bank of waar ook al weet, dis jou handtekening. En selfs dit kan seker vandag ook vervals word. Nou mens leer ook aan die ander kant van Paulus se skryfstyl, en dit is ons voorreg vandag, die manier hoe hy skryf. En nou ek weet dit, ek gaan nie daaroor nou sê ons moet daaroor redeneer nie, maar byvoorbeeld die boek Hebreërs. Daar is mense wat sê dat Paulus moes dit geskryf het, want sy skryfstyl, en dit wat hy noem in die boek Hebreërs, ken hulle toe aan Paulus. Maar dis nie belangrik nie, want die Here het met 'n doel toegelaat dat ons maar moet wonder. Maar die feit is, die Bybel is vir ons die waarheid. En daarom moet ons so versigtig wees vandag, daar is stemme uit alle oorde uit baie kerke uit. En ons moet kyk, wat is geloofwaardig? En al wat het gaan kry is met gebed in die Bybel, deur die werking van die Heilige Gees. Ons kan nie meer vandag almal vertrou daar buite nie. Jy kan niemand vertrou, al praat hy hoe geestelik nie. Want 'n lewe moet dit getuig van 'n persoon wat iets sê. Die Bybel moet dit kan onderskryf, binne konteks. En dit moet kom deur Bybelstudie. Ek is amper klaar, kom ons kyk net na die afsluiting seëngroet. Die slotvers van hierdie brief sê, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Nou ek gaan nie oor genade praat nie, ons weet wat is genade, ons het baie daaroor gepraat. Maar 'n seënuitspraak wat deur 'n gelowige uitgespreek word, komende van die Here. Dis 'n verteenwoordiger van die Here. So die eerste een is 'n uitspraak van wat die Here wil gee vir iemand. En dan tweede is die persoon wat dit uitspreek, dis soos ek net ook gesê het, dis 'n bede wat uitgespreek word tot God. So jy sê dit deur geloof, maar tog met 'n bede en sê, Here, dit wat ek sê, mag dit so wees. En jy pleit hom daarvoor, want hy is die een wat alles beheer, dit is komende van hom. Ek dink ons ken dit, as ons mekaar groet, jy sê gewoonlik ons as jy iemand groet, dan groet jy met 'n bepaalde groet, want jy weet hy beweeg weg van jou, dis wat ons in die kerk ook doen. So die seëngroet ek wil wees, het ek net nou gesê, dis net die afsluiting van die diens nie. Ons beweeg almal deur die week in die wêreld, by ons werke, dis rof, dis gevaarlik, en daarom is die gebede wat uitgaan tot die Here, Here, gaan met ons in genade, in u seën, in u vrede. 'n Bede tot God, dat hy saam met die week met ons sal gaan, tot ons mekaar weer sien. En daarom moet ons baie versigtig wees om die krag, of die noodsaaklikheid van 'n seënuitspraak, as maar net deel van 'n proses te beskou. Geliefdes, die Here wil hê, ons moet bid en vra. Die Here wil hê, ons moet vrede beleef. Nie soos die wêreld gee, sê die Bybel mos nie. En ek wil afsluit met 'n uitspraak wat ek by julle wil los. Julle self kan daaroor gaan dink, en die antwoord gaan uitredeneer soos wat julle tyd het. Ek dink nie dat mens die seën van die Here, of seënuitsprake,
sommer maar net moet gebruik in 'n onheilige situasie nie. Mense wat aan buitekant goddeloos lewe, kan nie vir hom 'n seënuitspraak gee nie, dit is vir die kind van God bedoel, glo ek. Ons is rentmeesters om sy seën te gee vir ander. En ek praat nie van hoogheiligheid nie, ek praat net van wat die Here werklik seën wil gee en vrede wil gee in hulle wat hom soek, wat hom liefhet. Kom ons sluit ons hoofde. Here, baie dankie vir 'n brief wat ons kon deurgelees het, 'n brief wat U ook vir Klipview Baptiste gemeente gegee het, 'n brief wat U vir elke individu gegee het. Miskien is daar sommige dinge, Here, wat U meer vir my as prediker aangespreek het, maar ook, Here, meer dinge wat U my bemoedig het en my uitgedaag het en my ook geestelik laat groei het, soos elkeen van ons. Here, dat ons nooit die krag van U woord sal onderskat nie. Dat ons nooit sal dink ons weet goed genoeg nie. Maar ek pleit vanmôre, Here, help vir ons, dat ons sal strewe om meer en meer te wil hoor, om te doen. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing die laaste lied. God is liefde. Anders kan ons maar net die slotlied dan sing. As jy dan, kom ons sing eens een lied net. Die laaste lied is weg. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het en in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Koning Jesus, Here, ons heilige, drie-enige God,
loof ons U vir 'n voorreg dat ons U woord kon hoor, U stem kon hoor en verstaan, en dat die Heilige Gees nou verder werk in ons harte. Stel ons in staat om vas te hou en te glo in U vrede en U liefde. En dankie dat ons so kan weggaan hier vandag, in U krag en U genade, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing die seënlied.